Kan jy glo dat ons al 8 weke met mekaar besig is? Soos ek in die begin gesê het, is daar 319 verse in die Bybel wat direk verwys na die Heilige Gees. Ek kon nie in hierdie 8 weke alles met jou behandel nie, en jy kan dit verstaan. Maar ek glo ek het die belangrike dinge vir jou gewys. As jy miskien lus is om 'n bietjie meer te lees, ek het 2 boeke hieroor geskryf wat vir jou 'n bietjie meer stof kan gee, om oor te kou. My eerste boek, Waaier in die Nuwe Wyn, is by my beskikbaar, as ook die tweede een, wat spesifiek handel oor al hierdie verse in die Bybel oor die Heilige Gees. Hierdie boek se titel gaan heel waarskynlik wees, Jesus die Doper met die Gees. In hierdie laaste sessie wil ek baie graag vir jou net so 'n samevatting gee oor dit wat ons met mekaar gedeel het in hierdie 8 weke. Mag die Here dit ook gebruik om net hierdie dinge 'n bietjie af te rond, ook in jou eie nadenke hieroor. Mag dit vir jou geseënd wees. Seëning vir jou bediening hierna. As we open your word, oh Lord, as we look into your truth, as we turn through pages of your wisdom, come show yourself to us. We invite your Holy Spirit as our teacher and our friend. Speak life into these empty chambers with the richness of your love. Breathe life into these empty chambers, and Lord, let your kingdom come. Vader, ons kom bid dat U wat in ons woon deur die Gees, wat sê dat U Gees ons leermeester is, dat U Gees die Gees van die waarheid is, wat ons moet lei in die volle waarheid. Ons bid dat U ook vanoggend vir ons sal bedien deur die waarheid van U woord. Here, laat ons ook vandag in hierdie byeenkoms iets beleef van die gawe van lering, en hoe U vir ons help om insig te kry in dinge, en hoe goeders in mekaar pas. Help ons om 'n geheel prentjie te kry van waarmee U besig is, wat U hart is, om onder die mense te doen, maar ook daar buite in die gemeenskap te doen, deur die werking van die Gees. Dit bid ons in die naam van Jesus, vir hierdie byeenkoms. Amen. Kom ons blaai daar na Johannes 14 toe. Dis ons laaste sessie waar ons 'n bietjie met mekaar praat oor die werking van die Heilige Gees, en ek wil baie graag hierdie sessie gebruik om vir jou so 'n bietjie 'n geheel prentjie te gee van die werking van die Heilige Gees. Ons het nou so oor 8 weke, die afgelope 8 weke of 8 sessies, het ons die geleentheid gehad om te gaan kyk na verskillende tekste in die Bybel wat direk verwys na die Heilige Gees en sy werk. Soos wat ek vir julle gesê het, in my eie lewe het daar in 1993 begin, toe ek beleef het dat die Here vir my sê, gaan sit en sê vir jou rekenaar, druk al die verse in die Bybel uit wat direk verwys na die Heilige Gees. En tot my verrassing, druk ek 319 verse uit op 29 A4 bladsye, wat ek so oor 'n bestek van 3,5 maande gevat het en deurgewerk het, elke vers in konteks, en het was vir my merkwaardig, en ek dink jy het iets daarvan beleef in hierdie sessies wat ons kans gehad het om na hierdie werk as 'n oorsig te kyk. En het ek iets beleef van wat werklik in God se hart is, hoe hy wil werk deur sy Gees in mense se lewens, wat hy wil doen in ons lewe, hoe hy ons wil gebruik in die gemeenskap daar buite, hierdie nuwe era wat aangebreek het, en wat God se hart in hierdie nuwe era is. En ek wil vanoggend gebruik om letterlik jou net te help om te sien hoe pas die goeders in mekaar in. Hier in Johannes 14, daar vers 16, begin Jesus mos te praat oor die Heilige Gees wat gaan kom en wat hy gaan stuur. Hy sê daar, ek sal die Vader vra, en hy sal julle 'n ander voorspraak
Parakletos is die Griekse woord. Para beteken by, kletos beteken die een wat geroep is, wat by ons staan. Net daarom kan ons dit vertaal as trooster, of helper, of selfs advokaat, in 'n regsin. Hy gaan vir julle 'n ander voorspraak, trooster, parakletos, stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Sy ander naam gaan Gees van waarheid wees. En kom ons blaai net so 'n bietjie om. Daar in vers 25, 26 staan daar: Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur. Ek wil sy naam gaan Heilige Gees wees. Gees van heiligheid. Daarom kan ons ook verwag dat hy op 'n besondere manier betrokke gaan wees by ons heiligmaking. Heilige Gees. Hy gaan die Heilige Gees stuur, en hy sal julle alles leer, en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Blaai net 'n bietjie om, daarna Johannes 16 toe. Johannes 16, vers 12. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Vers 13. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Vers 14. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Wat belangrik is om te verstaan, as 'n mens dink aan die werking van die Heilige Gees, aan die rol van die Heilige Gees, is dat die Heilige Gees nooit op homself fokus nie. Dit gaan nooit vir die Heilige Gees in die eerste plek oor sy werk nie. Nee? Hy wil nooit in die kollig staan nie. Die rol van die Heilige Gees is die hele liewe tyd om die Gees van Christus te wees, om die fokus op Christus te laat val. Gees van die waarheid te wees, om die fokus te laat val op Christus as die sentrum, die hart van die waarheid. Nee, die een wat werklik vir ons help om goeders in perspektief te sien. Daarom val oral in die Gees van God se werk, en alles wat hy doen, wil hy ons help fokus op Christus wat in beheer van ons lewe moet wees, op Christus wat op die troon sit, op Christus die verlosser, op Christus die koning, nee, op Christus die doper met die Gees. Daarom het ek heeltyd, terwyl ek ook probeer het om hierdie verse met jou te behandel, het ek heeltyd probeer vir jou help om te fokus daarop, dat ons moet heeltyd sien, dat as het gaan oor die Heilige Gees, dan is het eintlik Jesus, as die doper met die Gees, wat sy mense bedien deur sy Gees. Dis hy wat sy Gees gee om in ons te woon, dis hy wat sy Gees gee om op ons te wees. Heeltyd gaan dit oor Jesus. Dan was dit vir my so 'n openbaring gewees, terwyl ek met hierdie verse geworstel het, hierdie 319 verse, om agter te kom dat die Jesus wat ek geleer ken het as Here en Verlosser in my lewe, alreeds in 1969, ek het tot bekering gekom 10de Oktober 1969, in my staan het 8 jaar, daar in Pietermaritzburg in Voortrekker Hoërskool. Nee, was my bekering en die bekering van 'n vriend van my, die begin van 'n herlewing in hierdie skool, van bykans 1000 leerlinge. En oor 'n bestek van 2 jaar, het die Here meer as 800 van die leerlinge in hierdie skool tot bekering laat kom. Absolute herlewing. In 1969 het ek Jesus al reeds leer ken as Here en Verlosser. Het ek 'n pad met hom gestap, het ek geloofsekerheid gehad, het ek geweet ek is kind van God. Beleef God praat met my deur die woord, die Bybel leer ken. Beleef die Here roep my om voltyds betrokke te raak aan sy liggaam, om sy liggaam toe te rus vir hulle dienswerk. Nee? Teologie begin swat. Vir 14 jaar predikant gewees in die NG wêreld, in die liggaam van Jesus. My doktorale eksamens gedoen in Nuwe Testament. Maar in daai 3,5 maande in 1993, terwyl ek met hierdie verse geworstel het iets vir my oopgegaan, iets wat niemand nog vir my gesê het nie. En dit is naamlik dat hierdie Jesus, wat my Here en Verlosser is, ook die doper is met die Gees. Ek wil niemand het vir my dit gewys in die Bybel nie. En dit staan ten minste op 3 plekke in die Bybel, dat Jesus die doper is met die Gees. En dat dit hy is, wat as die hoof van sy liggaam, sy Gees wil gee om in sy liggaam te woon, in elkeen van die lede in sy liggaam, maar dat dit ook hy is, dat dit sy hart is, om in die nuwe era wat kom, sy Gees te gee om op sy mense te wees, sodat hy bonatuurlike dinge deur hulle kan doen.
Hy is die doper met die Gees. Hy is die doper met die Gees. Dis hy wat kom deur sy Gees, sy werking in ons lewe, wat vir ons 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees, wat ons nuut maak, soos 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, dat ons letterlik kan sê, iemand in Christus is 'n nuwe mens. Dat Jesus van Nikodemus kan sê, as jy nie weergebore word nie, kan jy nie in die koninkryk van God kan inkom nie. En dis die werk van God se Gees, soos die wind, né? Dis God se Gees wat dit doen. Dis Jesus as die doper met die Gees, wat sy Gees stuur, om in ons lewens te werk en om ons nuut te maak. En om ons so in te bou in sy liggaam, en deel te maak van sy kinders hier op aarde, van sy familie hier op aarde, vir wie hy 'n vader wil wees. En wat hy wil gebruik in mekaar se lewens, en in die gemeenskap daar buite, om sy koninkryk laat kom. Dis Jesus se werk, deur die werking van God se Gees. Maar behalwe dat hy hulle nuut maak deur die werking van sy Gees, en sy Gees wat in ons kom woon, is hy ook die doper wat met die Gees wat ons wil toerus vir ons werk. Jy weet soos wat hy gesê daar in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en dan sal julle my getuies wees. Dan sal julle my getuies wees. Nee? As julle krag ontvang het, hierdie bonatuurlike toerusting wat ons nodig het, God se gawes om deur ons te vloei. Bring jy van die tuinslang. Nee? Stel julle self beskikbaar, dat ek julle kan gebruik, om 'n verskil te maak in mekaar se lewens, en daar buite. Dat mense kan beleef hoe Jesus, as die verlosser en Here, geneesheer, koning, nee? Mense bedien met sy liefde, met sy genade, met sy heling, dat hulle beleef, wanneer die gawes begin vloei, dat hulle beleef hoe hy deur die gawe van profesie vir hulle letterlike bril opsit, dat hulle nuwe goed raak sien, verstaan. Jesus, die fokus heeltyd op Jesus. Jesus, wat besig is om mense te bedien, as die Here en Verlosser. Merkwaardig, maar hy is ook die doper met die Gees. Ek het altyd gewonder, weet toe ek hierdie goed begin verstaan het ek gewonder, maar hoekom het niemand dit nog ooit vir my gesê nie? In die deel van die liggaam waar het ek kom? Ek bedoel, ons het Pinksterdienste gehad. Ons het gepreek oor tekste oor die Heilige Gees. Ek het gedink, ek ken al die verse in die Bybel oor die Heilige Gees. Hoekom het niemand dit nog vir my vertel nie? As ek vandag terugkyk, en ek dink oor wat die impak van daai lering was, en die lering wat ons nou in hierdie afgelope paar weke, in hierdie sessies met mekaar gedeel het, dan besef ek dat dit 'n leemte volgemaak het, wat daar was in my eie lewe, en in die deel van die liggaam van Jesus waarin ek was. Dit het 'n leemte gevul. Want skielik het ek verstaan, hoe Jesus as die hoof van die liggaam, sy liggaam wil bedien, deur die gawes. Ek het begin verstaan hoe, wat my rol is, en hoe hy, en dat ons prentjie van sy kerk so verkeerd is. Nee, want ons het die kerk mos opgedeel in mense wat in voltyse bediening is, en ander wat dan skynbaar nie in voltyse bediening is nie, wat maar in reguit rykies moet sit, en wat maar bedien moet word deur die ouens wat in voltyse bediening is. Ek wil ons betaal hierdie ouens om God se mense te bedien. En dan kyk ek in die woord en dan sien ek, maar ek sien bitter min hiervan in die skrif. Ek sien in die skrif die liggaam van Jesus as die hoof, wat deur sy liggaam, deur die werking van God se Gees, vir elkeen in sy liggaam bepaalde gawes wil gee, en hy wil elkeen van hulle gebruik, en hy wil elkeen van hulle toerus, om hulle in mekaar se lewens op verskillende maniere te gebruik. Natuurlik is daar plek vir leiers. Nee, ons lees daarvan in Efesiërs 4 vers 11 en 12. Ons lees selfs van 5 soorte leiers: apostels, profete, herders, leraars, evangeliste. En hulle werk, sê Paulus daar in 1 Korintiërs 4 vers 11 en 12, is om die liggaam van Jesus toe te rus vir hulle voltydse bediening. Daar's plek vir leiers. Ek wil hulle rol is om te kan beweeg oral in die liggaam, om Godse mense, al Godse mense toe te rus vir al Godse mense se voltydse bediening. En in die mate wat hulle toegerus word vir hulle voltydse bediening, leer hulle hoe om mekaar te bedien met die gawes, waarvan ons in hierdie tyd geleer het. En in die manier waarop hulle mekaar begin bedien, en elkeen neem sy plek in die liggaam in, en ons begin ons rol speel, word die liggaam van Jesus opgebou, staan daar in Efesiërs 4,
En in die manier, in die mate wat die liggaam van Jesus opgebou word, gebeur 'n klomp goed. Ons leer om in liefde, familie te wees. Ons leer wat is waarheid. Ons leer om nader en nader te groei in Jesus, wat die kern en die hart is van alles. Ons verstaan elkeen ons plek in die liggaam van Jesus. Die liggaam van Jesus begin groei en sterker word, en die liggaam van Jesus begin sy rol speel in die gemeenskap, en ons begin 'n verskil maak, as lig en sout in hierdie wêreld. Want soos wat dit gebeur, soos wat ons mekaar begin bedien, met die gawes wat Jesus, as verlossende Here, maar ook as die doper met die Gees, vir elkeen van ons gee, en ons begin ons rol speel, begin alles skielik in plek val. En elkeen van ons vind ons plek. En ons begin ontdek, ons pas ergens in God se prentjie. En daarom, in die bijeenkomste van gelowiges, gaan dit nie net meer oor een super leier, wat nou al die dinge moet doen, en hy is al die fokus moet heeltyd op hom wees, en die rest van ons moet stil sit nie. Dis nie wat ek sien nie. Ek hoor hoe Paulus sê, daar in 1 Korintiërs 14 vers 26, dat in die bijeenkomste van gelowiges moet daar ruimte wees, vir elkeen van ons, om selfs 'n bydrae te lewer. En ons moet letterlik met daai hart kom na die bijeenkomste van gelowiges om 'n bydrae te lewer, want ons is bewus van God se salwing en dat God daardeur deur ons elkeen kan werk, deur elkeen van ons. Weet, ek sê dit het my hele prentjie van God se liggaam en hoe die goeders in mekaar pas en wat my rol is binne die liggaam, dat dit alles eenvoudig verander. En dit het vir my gehelp om te verstaan hoe God kan sê vir mense, vir iemand wat pas tot bekering gekom het, jy sal my getuie wees. Want met die bonatuurlike gawes van God se Gees op daai persoon, wat deur daai persoon kan werk, kan ons getuie wees van 'n lewende God. So wat ek sê, skielik het goeders in mekaar begin pas. Kom ek help jou net in hierdie laaste stukkie om net so 'n bietjie 'n geheel prentjie te kry van die werking van God se Gees wat ons in die skrif sien. As ek kyk na die skrif, dan sien ek dat die Heilige Gees hoofsaaklik 4 take het wat hy vervul. 4 take. Die eerste rol wat God se Gees het, is hy is die een wat hierdie nuwe geboorte in God se mense bewerk. En wat God se mense, so wat die Bybel noem, hulle regverdig maak. Hulle posisie verander teenoor God. Dis sy werk. Dis rol 1. Hy is die een wat die nuwe geboorte bewerk en ons regverdig maak. Tweede rol wat die Heilige Gees speel in ons lewe, hy is die een wat God se nuwe mense heilig maak. Hy is die een wat God se nuwe mense heilig maak. Die derde rol wat God se Gees speel in ons lewe, is hy is die een wat God se mense in 'n nuwe verhouding teenoor God en 'n nuwe verhouding tot mekaar bring. Hy leer ons om mekaar lief te hê. Die Bybel praat daarvan as hy skep koinonia, gemeenskap, geloofsgemeenskap. Derde taak van die Heilige Gees. Vierde taak van die Heilige Gees is hy is die een wat ons toerus of salf vir ons bediening. Die 4 belangrikste werke wat die Heilige Gees doen. Kom ons gaan kyk gou na elkeen van hierdie werke van die Heilige Gees in detail. So wat ek sê, die eerste belangrike taak van die Heilige Gees is hy is die een wat God se mense nuut maak, hulle weergebore laat word en wat hulle dan regverdig maak. Ons lees daarvan, as jy gou saam met my wil blaai, in Romeine 2. Kom ons begin daar. Romeine 2 vers 29. Romeine 2 vers 29. Daar staan in vers 29 Romeine 2. Nee, hy is 'n Jood wat dit innerlik is. En dit is besneenheid wat in die hart gedoen is deur die Gees. Nee? Die ou vertaling het gesê, nee, hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is. En besnydenis is die van die hart, in die Gees, nie van die letter nie. Nee, dis waarvan Jesus gepraat het daar in Johannes 3, toe hy met Nicodemus gepraat het en vir hom gesê het, as iemand nie weergebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God inkom nie. Met al die feit, Nicodemus, dat jy deel is van die Joodse volk, dat jy besny is, beteken nie dat jy die koninkryk van God gaan ingaan nie. Want wat nodig is 'n innerlike besnydenis. 'n Besnydenis van die hart, van die Gees.
En dit is die werk van God se Gees. Hy is die een wat ons nie laat gebore word as mense van God, waar ons al die jare totaal verlore was. Ons word gebore as totaal verlorenes. Is dit God se Gees wat ons nuut gebore laat word, wat ons nuut maak, wat ons 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees, wat die Bybel beskryf as besnydenis van die gees of van die hart of wedergeboorte. Maar as mense 'n bietjie verder blaas, daar in Romeine 3 vanaf vers 21. Hy is ook die een wat God se geregtigheid aan ons bedien, waar ons voorheen ons wetlike posisie teenoor die lewende God, as gevolg van sonde in ons almal se lewens, moes ons geklassifiseer word as skuldig, totaal verlore, verwyder van God, op pad hel toe. Dit was ons posisie, ons wetlike posisie. Dit was hy, en dan sit die werking van God se Gees, as ons dan opkyk in geloof na Christus Jesus, en hom aanvaar as verlosser en Here, aanvaar wat hy gedoen het aan die kruis, dat hy ons volle straf gedra het, terwille van ons. As ons in daai geloofsposisie met Christus kom, dan is dit God se Gees wat kom en wat ons letterlik regverdig verklaar. Wat ons posisie verander, ons wetlike posisie verander. Voorheen was ons skuldig, nou is ons onskuldig. Voorheen was ons verlore, nou is ons gered. En die begrip wat die Bybel gebruik, is die begrip regverdigmaking. Veral in Romeine gebruik Paulus hierdie woord. Kom ek lees dit gou-gou. Daar in die nuwe vertaling het hierdie regverdigmaking of geregtigheid, is die ander woord wat hy gebruik, het hy vertaal as vryspraak. In Romeine 3 vers 21 staan daar, maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. En dis die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo deur die werking van sy Gees. Almal het gesondig en is ver van God af. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. As jy Jesus aanvaar as verlosser, dat hy werklik gekom het om jou te verlos, dan bedien God se Gees aan jou vryspraak. Hy plaas jou in 'n ander posisie, 'n posisie van geregtigheid, plaas hy jou. In die lig van wat Christus gedoen het. Vers 25-26. Hom, dis nou Christus, het God gegee as offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes, wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. En dis die eerste werk van die Heilige Gees. Hy is die een wat ons wederbaar en wat ons in 'n nuwe posisie plaas, in ons posisie teenoor God. Vrygespreek, geregte, ten volle geregte, ons deel in die volle geregtigheid wat Christus vir ons bewerk het aan die kruis. Kind van die lewende God. Ons is niet, ons deel van God se familie. Die tweede werk wat God se Gees in ons doen, is in elkeen van hierdie nuwe mense van God. En hulle kom woon hy dan as Heilige Gees en hy begin ons heilig maak. Ons lees daarvan in 'n gedeelte soos Galasiërs 5. Kom ons blaai 'n bietjie soontoe. Galasiërs 5. Daar vanaf vers 16. En elkeen van hierdie nuwe mense van God, kom woon God nou deur sy Gees. Jesus as die doper van die Gees, gee vir ons sy Gees om in ons lywe te kom woon. En die Gees wat in ons woon, sy naam is nie verniet Heilige Gees nie. Want sy belangrikste werk in ons lewe is om ons te heilig. Die woord heilig kan 'n mens op verskillende maniere verstaan en selfs vertaal. 'n belangrike manier hoe ek die woord heilig verstaan is met die begrip anders. As daar staan, hy is die Heilige Gees wat ons al meer en meer heilig maak, dan verstaan ek dit, dat die Heilige Gees ons anders maak. Anders soos wat God is, anders soos wat Jesus is. Ons gaan begin lyk soos Jesus. Dis wat byvoorbeeld in 2 Korintiërs 3 staan. Dat die Heilige Gees se werk is om ons al meer en meer te verander, dat ons lyk soos Jesus, dat ons optree soos Jesus, dat ons praat soos Jesus, dat ons dink soos Jesus.
En dis sy werk in ons lewe, hier binne in ons. En dit beskryf ons altyd met die begrip heiligmaking. In Hebreërs 12 vers 14 staan daar, niemand gaan God sien sonder heiligmaking in hulle lewe nie. Niemand gaan God sien sonder heiligmaking in hulle lewe nie. Hier in Galasiërs 5, daar vanaf vers 16, word hierdie heiligmakingsproses wat God se Gees in ons lewe doen, op 'n baie besondere manier geteken. Kyk wat staan hier. Galasiërs 5 vers 16. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg vir die begeertes van julle ou natuur nie. Wat ons ou natuur begeer is in stryd met wat die Gees begeer, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons ou natuur begeer. Hierdie twee staan letterlik lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil doen nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, hierdie Gees wat nou in julle woon, staan julle nie meer onder die wet nie. En dan kom hy daar in vers 19 en dan sê, wanneer julle ou natuur julle lewe beheer, dan is die wrange vrugte daarvan, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Goed, dis die wrange vrugte van wanneer jou ou natuur nog die beheer in jou lewe het. Ek wil, jy's 'n Christen. Jesus woon in jou lewe, sy Gees woon in jou lewe, maar jy is in beheer van jou lewe. God se Gees se werking in jou lewe is om vir jou al meer en meer te laat besef dat dit nie God se hart vir jou lewe is, en dat die ou natuur nie meer in beheer van jou lewe moet wees nie, maar dat jy die Gees van God wat in jou woon moet toelaat om die beheer in jou lewe te hê. En waar jy hom toelaat om die beheer in jou lewe te hê, sal jy nou nie verras wees om te hoor nie. Wat doen hy? Hy laat Jesus op die troon sit. Hy laat Jesus op die troon sit. Nee, daarom teken ek altyd 'n Christen soos 'n sirkel, waar met so 'n klein stoeltjie wat soos 'n troon in die middel van sy sirkel staan. En die vraag is, wie sit op die stoel? Sit ek op die stoel? Nee? Of sit Christus op die stoel? Waar die Gees van God, waar ons die Gees van God wat in ons woon, toelaat om die beheer te hê in ons lewe, sit Christus op die troon. En kan die Gees van God sy werk doen in ons lewe? Kan hy ons heilig, ons al meer en meer anders maak, anders laat optree as al die jare? En dan staan daar in vers 22, en daar waar die Gees van God in beheer van ons lewe is die vrug van sy werk, dat ons meer en meer van die karaktertrekke van Jesus begin vertoon, naamlik liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Vers 25. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Dis wat heiligmaking beteken. Waar ek en jy God se Gees toelaat, die Gees wat in ons woon, om meer en meer ons gedrag te bepaal. Om meer en meer vir ons te sê, hierdie kant toe, nie daai kant toe nie, doen nou dit. Nee, hy leer ons om te lewe soos wat God wil hê ons moet lewe, wat God se hart vir ons is. Hoe God wil hê ons moet optree, wat ons moet sê, hy verander ons gedagtes, hy vernuwe ons gedagtes. Romeine 12 vers 2, laat toe dat God julle gedagtes vernuwe. En God begin ons verander. Hy begin ons verander. Verander eers ons gedagtes, en dan verander ons emosies, en dan begin ons ander keuses maak. Dis mos hoe God besig is om ons nuut te maak deur die werking van sy Gees. Heiligmaking is die woord. Is die taak wat hierdie deel van God se Gees se werk in ons lewe beskryf. Die derde deel van God se Gees se werk in ons lewe is wat ek beskryf het met die Griekse woord koinonia. Hy is die een wat hierdie liefdesgemeenskap tussen God en sy mense en mekaar, wat hierdie liefdesgemeenskap tussen mekaar moontlik maak. Nee, dis God se Gees wat ons al meer en meer in 'n intieme liefdesverhouding met Jesus, met die Vader, letterlik intrek, innooi, lus maak daarvoor, 'n behoefte te gee daarvoor. Nee, om nader en nader aan Jesus te beweeg, nee, om meer intiem met God saam te lewe. Iets van daai beeld wat Jesus van praat in Johannes 15, as hy praat van, julle is ek is die wingerdstok en julle is die lote. Julle moet in my bly, en ek in julle. Nee, hoe bly julle in my? Deur meer en meer my te hoor wat ek sê, wat my hart is, en dit dan te gaan doen. Deur toe te laat dat die lewe wat in my is en die liefde wat in my is, deur die werking van God se Gees, nee, al meer en meer 'n werklikheid word in julle lewe.
En in daai mate gaan julle begin beleef dat daar 'n meer intieme liefdesverhouding tussen julle en God begin kom. Tussen God as Vader en God as Seun en God as die Heilige Gees. Hierdie intieme verhouding gaan ontstaan tussen ons. Koinonia. Werklik liefdesgemeenskap. Ons gaan een word met mekaar in 'n sin, né? Ons gaan mekaar se harte soek. Deel met mekaar, lewe deel met mekaar. Maar die ander kant van koinonia, van hierdie liefdesgemeenskap is die gemeenskap wat God bewerk binne sy liggaam, tussen die verskillende ledemate in sy liggaam, tussen Christene. God gaan ons leer om mekaar lief te hê. Werklik lief te hê. In so 'n mate dat Jesus sê in Johannes 13 vers 34 en 35, hieraan sal die mense weet dat julle my disippels is, as hulle sien hoe julle mekaar liefhet. Hoe julle mekaar liefhet. Daar in Handelinge 2 vanaf vers 41 het ons gesien hoe dit in die nuwe era gemeente plaasgevind het, deur die werking van God se Gees. Nee, hulle het verantwoordelikheid vir mekaar gevat, hulle het mekaar se hande gevat, hulle het familie geword. Hulle het gekies om lewe met mekaar te deel, ja, selfs eiendom met mekaar te deel, as daar gebrek was. Hulle was bereid om 'n pad met mekaar te stap, tyd vir mekaar te maak. Nee? Hierdie gemeenskap wat God se Gees bewerk in ons lewe. Hierdie liefdesgemeenskap, koinonia, wat hy werk in ons lewe. Die derde werk van die Heilige Gees. Vierde werk van die Heilige Gees is, so wat ons nou al 'n paar keer vir mekaar gesê het, hy is die een wat ons toerus, bonatuurlik salf met gawes, om mekaar te kan bedien en om die gemeenskap daarbuiten te kan bedien. En dis waar Romeine 12 en 1 Korintiërs 12 tot 14 byvoorbeeld inkom, né? Dis waar dit inkom waar Jesus as die doper met die Gees, hierdie prentjie van die Gees wat in ons is, dat sy hart is, dat sy Gees ook op ons sal kom, om ons so bonatuurlik toe te rus, om sy getuies te wees. In mekaar se lewens, maar ook teenoor die gemeenskap daar buite. Waar ons rol verstaan as die tuinslang. Ek wil, dit gaan nie oor hoe die tuinslang lyk van buite nie. Ek wil, van buite het ons heel waarskynlik krake en ons is deur die son al heel verblyk. Maar wat belangrik is dat ons 'n oop kanaal moet wees, wat gekoppel is aan die kraan. In 'n intieme liefdeverhouding met die Vader en met die Seun deur die werking van God se Gees. Ingestel op God se hart, sensitief vir sy stem. Bereid om deur hom gebruik te word, wanneer en hoe hy ook al wil. En God draai die kraan oop en hy bepaal watter gawes deur ons vloei, want hy het ons klaar gereed gemaak. Hy het ons gereed gemaak en ons weet ons is gereed. Ons weet, iemand het vir ons hande opgelê. Daar's gebid dat Jesus wat die doper is met die Gees ons sal salf, bonatuurlik toerus, dat ons gereed is. Dis asof ons met olie gesmeer is, vir altyd. Niemand kan dit afvee nie. Ons is altyd gereed vir wanneer en hoe God ons wil gebruik in mekaar se lewens en in die gemeenskap daar buite, sodat sy koninkryk kan kom, sodat sy wil kan geskied, sodat sy naam geheilig kan word, sodat sy naam verheerlik kan word, dat wanneer die gawes vloei, dat mense sal verstaan, dit is nie ek, so sê nie, ek bedoel, hier sit julle nou en luister na die lering wat ek gee, dat julle sal verstaan, maar ons moet nie 'n fout maak nie, ons moet ons nie blind staar teen Christus nie, gaan nie oor Christus nie, ek wil Christus maar net 'n tuinslang, wat gekoppel is aan die kraan, en wat uit hom uitvloei en wat ons bedien, deur hierdie lering, is Jesus is besig om sy mense te leer en toe te rus vir hulle bediening. Dis waardeur ons bedien word. Dan word die fokus is op Jesus. Jesus word verheerlik. Want Jesus neem sy plek in, wat hy moet inneem in ons lewe. Dis God se Gees wat die leermeester is, wat elkeen van julle lei in die volle waarheid. Julle het niemand anders nodig as God se Gees nie. As dit nie vir God se Gees wat in my is, wat ook my kan gebruik in julle lewens nie, dan kon jy nie werklik vanoggend lering plaasgevind het, so wat God bedoel het dit moet wees nie. Daarvoor het ons hierdie toerusting of salwing van God se Gees nodig. Hierdie vierde taak, wat God se Gees in elkeen van ons se lewe kom doen het. En wat sy hart is om in ons lewe te doen. Ek wil afsluit met twee dingetjies. Ek sien goed in prentjies. As ek dink oor 'n Christen, dan sien ek 'n Christen soos 'n boom, wat geplant is en wie se wortels letterlik in God, in Jesus se lewe is. Deur die werking van God se Gees natuurlik.
En omdat ons wortels in Jesus, in sy lewe is, kan deur die God se Gees se werking, kan ons letterlik daai lewe in ons optrek. Dis God se Gees se werking om daai lewe in ons, om dit 'n werklikheid in ons lewe te maak, in elkeen van ons se lewe te maak. En in daai mate wat ons diep in een ingewortel is in Jesus en in sy lewe, né, kan ons lewe al meer en meer iets vertoon van die lewe van Jesus en die beeld van Jesus en die karaktereienskappe van Jesus. En so lyk ons almal. En dis hoe ek die Gees van God wat in ons woon, sy werking ook verstaan. Hierdie boom wat gewortel is in Jesus. En is hy die God se Gees wat in ons hierdie wisselwerking bewerk tussen die lewe van Jesus, en dit is amper asof hy 'n ruil bewerk. Hy vat my lewe en hy gee vir my die lewe van Jesus, en hy bewerk die lewe van Jesus meer en meer as 'n werklikheid in my lewe. En ek voel hoe die lewe van Jesus letterlik vir my energie gee en lewe gee. Dis 'n prentjie. As ek dink oor God se Gees se toerusting in my lewe, hierdie salwing, dan is die prentjie van, dan sien ek hoe Jesus kom, en hy kom hang oral in hierdie boom liggies, verskillende liggies. Nee, hy bepaal, wanneer kom hang hy watter liggie aan die boom. En as ons kyk na die boom, en ek kyk na jou boom, en ek sien hier 'n liggie, en ek sien daar 'n liggie, want ek beleef hoe die Here byvoorbeeld jou gebruik, in 'n bepaalde situasie, om my te bedien met 'n profetiese woord, of 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, of genesing, of bemoediging, nee, dan sien ek die liggie aan jou boom hang, wat Jesus daar kom hang het. En die feit dat hy daai liggie nou in jou boom kom hang, beteken nie dat daai liggie altyd in jou boom gaan hang nie, want as ek reg verstaan wat in Romeine 12 staan, en 1 Korintiërs 12 tot 14 staan, dan hoor ek dat Jesus bepaal self, watter gawes gee hy vir wie, en hy bepaal selfs, wanneer die gawes moet funksioneer in wie se lewe, of watter tydstip. Met ander woorde, die feit dat die Here jou nou gebruik om my te bedien met 'n profetiese woord, beteken nie dat die Here jou altyd gaan gebruik om profetiese woorde aan mense te bedien nie. Hy kan dit doen as hy wil. Maar hy is die een wat bepaal watter gawe funksioneer nou in jou lewe. Hoe hy jou nou wil gebruik. Nou vra hy vir jou, bid vir hierdie een vir genesing. Geef jou in 'n ander bepaalde situasie 'n woord van wysheid om vir iemand te bedien. Jesus as die hoof bepaal self, wanneer moet die kraan oop wees, wat moet deur die pyp stroom, hy is die een wat dit bepaal. Nee? Hy is die een wat die liggies aan die boom hang, soos en hoe en wanneer hy wil. En daarom die boom kan nie trots wees oor die liggies wat aan hom hang nie. Ons hang maar net aan hom. Jesus skenk dit aan ons, dis genadegawes. Dis genadegawes wat hy aan ons gegee het. Ons moet maar net beskikbaar wees, om die takkies te wees, waarin sy liggies kan hang, en sodat die lig uiteindelik op hom kan fokus. Hy daardeur verheerlik kan word. Die laaste gedeelte, wat ek graag met julle wil deel, is die gebed van Paulus daar in Efesiërs 1. Efesiërs 1 daar vanaf vers 15. En dis my gebed vir elkeen wat ook deur hierdie woord bedien word, oor die Heilige Gees in sy werk, dat dit wat Paulus hier bid, in elkeen van ons lewe sal werklikheid word. Paulus sê daarom van dat ek gehoor het, van julle geloof in die Here Jesus Christus, en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, en let veral op wat hy nou sê, bid ek, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die eer toekom, deur sy Gees aan julle wysheid gee, en homself so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek wil nie net ken met julle verstand nie, maar daai Hebreëse ken, daai ken van, so wat 'n man en 'n vrou mekaar in liefdesgemeenskap leer ken. Daai ken, daai fisiese, absoluut deel van lewe op alle vlakke van mens wees. Dat julle God so sal leer ken. Vers 18, ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder, dat julle kan weet wat hoop sy roeping inhou, wat rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo.
Dis dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand van laat sit het, hoog bo alle magte, en enige vorm van gesag, waarvan daar sprake mag wees. Nie net oor hierdie bedeling nie, maar ook oor die bedeling wat kom. Aan hom het God alles onderwerp, aan hierdie Christus. Hom bo alles verhef, en hom aangestel as die hoof van sy gemeente. Die gemeente is sy liggaam, in die Grieks staan daar Ecclesia. Die Ecclesia is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. En dis my gebed vir elkeen van julle, dat in die mate wat ons die Here toelaat om ons te bedien soos wat hy wil hê ons moet bedien. Wat hy vir ons oë gee om hom te sien vir wie hy is, om hom te leer ken. Wat hy vir ons iets laat verstaan van ons erfenis in Christus Jesus, van ons rol, van ons plek in sy plan, van die kragtige werk wat deur ons gedoen kan word, wanneer sy gawes begin funksioneer. Ja, dat dit dieselfde krag is, wat Christus opgewek het uit die dood uit. In daai mate gaan ons elkeen ons roeping begin verstaan. Gaan ons plek begin verstaan in God se plan. Nee, en kan ons as deel van sy liggaam ons rol in mekaar se lewens speel, en kan ons daar buite werklike verskil maak, sodat Christus se koninkryk kan kom. Kom ons bid daarvoor, dat die Here dit werklik sal waarmaak. Vader, daarom kom ons nou in die naam van Jesus. En ons wil werklik bid, Here, dat U naam werklik in ons lewens geheilig sal word. Dat U koninkryk sal kom. Dat U wil sal geskied. Ja, soos in die hemel, so ook hier by ons op aarde. Here, ons bid dat U in al ons behoeftes sal voorsien. Dat U ons sondes sal vergewe, soos wat ons ander se sondes vergewe. Here, dat U ons sal help in ons stryd teen die vyand, daar buite. Maar ons wil kom, Here, en ons wil vanoggend net kom en ons wil onsself aanbied, dat U ons sal gebruik soos instrumente in U hand, sodat U koninkryk kan kom, en U wil kan geskied, en U naam geheilig kan word. Here, sodat U werklik verheerlik kan word. Dis ons gebed. Gebruik ons as U getuies in hierdie wêreld, in mekaar se lewens, maar Here ook aan hulle wat nog nie U ken nie. Maak ons sensitief vir U stem. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons verlosser en Here. Amen. Breathe life into these empty chambers, and Lord, let your kingdom